Goeiedag, welkom by Sielskos. Vandag wil ek met julle praat oor geloof soos 'n mosterdsaad. So die maand beweeg ons in geloof, dit is vroue maand, maar ek wil spesifiek op geloof fokus vandag. En ek is baie opgewonde vir die temas wat nog gaan kom later op die Sondag, seëningstyd Sondag. So vandag wil ek met julle praat oor geloof soos 'n mosterdsaad. Dit waarna Jesus verwys het. So min of meer, dis omtrent die grootte van 'n mosterdsaad. Die is nou nie 'n mosterdsaad nie, maar net om min of meer 'n idee te gee van hoe groot 'n mosterdsaad is. So dit is baie klein. So ons kan kyk na 'n mosterdsaad is omtrent so 1 tot 2 mm in deursnit. So dis baie klein. En Jesus het gesê ons moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. Dis al wat dit bevat, daai klein bietjie, net daai klein spark, verskoon die Engelse woord, maar dit net daai klein bietjie om in iets groters te verander. So as ons kyk na die groei van 'n mosterdboom, dit groei, die bos groei tot en met 3 meter, dit kan selfs tot en met 5 meter groei. So van hierdie klein stukkie af na 3 meter is langer as dis amper dubbel as baie mense se lengte. 3 meter is okay, 'n bietjie korter mense, maar dit gee ons net min of meer 'n idee van wat jou geloof af kan van begin tot waar dit kan groei. So geloof is ook 'n deel van ons lewens wat klein begin, maar na iets groters toe groei. So Matteus 17 vers 20 leer ons, en Jesus antwoord hulle: deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Die gaan nie net oor 'n spesifieke hoeveelheid geloof nie, maar dit gaan oor die egtheid daarvan, die bestaan daarvan, die begin daarvan. Dit begin by klein geloof, en dit word 'n groter geloof, en dit groei ook. So mosterdplante is vinnig groeiend en is moeilik om uit te roei. So ek voel ook dis 'n rede hoekom Jesus dit gebruik het as 'n voorbeeld. So mosterdsade is bekend daarvoor om vinnig te versprei en moeilik om beheer oor te neem. So dit kan ons kyk na die mosterdsaad, en dalk is dit iets nuuts vir elkeen van ons. Ek is nou nie 'n boer of 'n kenner van iets groei buite nie. Dit is nie my veld nie. Dit is nie iets waarmee ek bekend is nie, maar dis wat ek kon oplees oor dit, en dit is waarna ons moet kyk as kinders van die Here. Ons moet God wil ons gebruik met die minste, en dit groei na die grootste toe. So ons moet reg gevestig wees op die regte grond. So ek wil net die kort gedagte met julle deel, dat ons op 'n soektog na die Here moet wees in ons geloof. Die Here vra net vir daai klein bietjie, en die Here sal die klein bietjie groter maak. So ons moet dit werklik waar daai plan vertrou en weet, die Here is saam met ons en met ons. So weet waar in jou lewe is, soos daai mosterdbos, dit gaan versprei. Die geloof wat jy prakties in jou lewe toepas, dit gaan 'n effek hê met die mense om jou. So dit is iets wat versprei, en dis nie iets wat iemand kan net demp en doodmaak nie. Jou geloof is jou standvastigheid in die Here, en ons kan daai saadjie sien as ingewortel in die grond, as God is ons fondasie, God is die lewe, God is die hoop, die Heilige Gees is die water, soos ons voorheen in die jaar bespreek het ook. Die Heilige Gees laat ons groei in 'n groter bos in, en dat ons verder en ander kan help groei, en ander kan red vir die evangelie. So dit begin by daai klein bietjie, daai klein stap. En dis al wat die Here van ons vra. So vat hierdie video saam met jou. Hou dit by jou hart, en weet net, dalk voel dit klein. Dalk voel dit klein wat jy glo, wat jy voorvra, maar die Here wil die beste vir jou hê, en die meeste vir jou hê. So vertrou sy plan. Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is spesiaal vir die Here. En elkeen van ons maak saak vir die Here. En die Here het jou nie vergeet in jou omstandighede nie. Vertrou die geloofproses, die groeiproses,
en weet werklik dat die Here die onmoontlike klein saadjie, die klein millimeter tot en 2 mm saadjie, al 'n 3 meter tot en met 'n 5 meter werk kan maak. So vertrou hom, glo op hom en vat daai klein bietjie wat jy het en gee alles vir hom en vertrou hom in die groeiproses. Julle moet 'n mooi dag hê.